tweede SPA-toets geskryf. So kom ons gaan 'n bietjie deur hom, kyk na al die vrae en dan hoe jy dit moes benader. Alright, so as ons kyk na vraag 1.1 sê het, pas kolom A by kolom B, skryf slegs die letter van kolom B teenoor die korrekte vraagnommer neer. Alright, so hierdie is obviously die klassifikasie van getalle. Nou kom ons kyk gou, ons begin eers met ons A. So as ek hierdie moet uitwerk, gaan my antwoord wees 1 op 5 minus 7 gee vir my minus 2. Alright, wat het ons geleer van 'n minus in 'n vierkantswortel? 'n Minus in 'n vierkantswortel kan nie bestaan nie. Met ander woorde, ons noem hom nie reëel. So my eerste antwoord sou gewees het, 1.1 is A. Hy is nie reëel. Alright, kom ons bereken gou die tweede ene. So 4 plus 6 gaan vir my 10 gee, en onder die lyn het ek 2 minus enige iets tot die mag 0, gee dit vir my 1, so 2 maal 1 is dan 2, en dan het ek 10 op 2 minus 2 wat vir my 0 gee. Alright, so wat ons geleer van ons noemer? Ons noemer mag nooit 0 wees nie, want wat gebeur as my noemer 0 is? Hy is ongedefinieer. So met ander woorde, 1.2.2 sou C wees wat ongedefinieerd is. Hoekom? Want jou noemer is 0. Alright, so ja, daai het so gewees het op 0. Dan die laaste ene het ek 36 minus 6, onthou jy werk eers die binnekant van die wortel uit, so 36 minus 6 geef my 30, en dan as ek hierdie gaan uitwerk, gaan dit vir my 5, gee, met baie desimale is. Alright, so wanneer ons 'n wortel het wat nie perfek is nie, hy is nie 'n volkome vierkant nie, dan weet ons die getal wat ons gaan kry is oneindigend, met ander woorde, dit gaan 'n irrasionale getal wees. So 1.1.3 is irrasionaal. Alright, dan beweeg ons aan na vraag 1.2. Alright, so ons nie gekyk na hierdie enetjie nie, so ons scratch hom net uit, daar het jy veel help, kom ons scratch met die pen uit. Okay, so ons gaan nie na hierdie deel kyk nie, ons gaan kyk na die oorspronklike vraag. So hulle sê gegee, x minus 2 is kleiner of gelyk aan x, wat kleiner as is 1, en x is 'n element van reële getalle. Reële getalle is belangrik, hoekom? Want dit beteken ons gaan iewers 'n reguit lyn moet hê. So wat 'n reguit lyn is tussen twee kolletjies, 'n reguit lyn met 'n pyltjie, either way, jy gaan hom moet connect met 'n reguit lyn. Alright, so kom ons kyk nou. My eerste getal is minus 2, my tweede getal is 1. So op my getalle lyn gaan ek 'n minus 2 vir myself inteken, en dan gaan vir myself 'n 1 inteken. Onthou, dis 'n getalle lyn. So al wat op jou getalle lyn kan wees, is getalle. Jy kan nie letters op 'n getalle lyn sit nie. So daai x gaan nêrens sy verskyning maak op jou getalle lyn nie. Jy gaan basically net vir my sê, x lê tussen die minus 2 en tussen die 1. Dis wat hierdie beteken. Ek hoef nie te weet, waar sit x nie. Ek weet, hy gaan tussen minus 2 en 1 wees. Alright, nou beweeg ons aan na ons sirkeltjies. Alright, so die eerste ene is, minus 2 is kleiner as, maar is ook gelyk aan. Onthou as hy gelyk aan teken daar is, beteken dit hy is ingesluit. Alright, en 'n ingesluite getal het 'n ingekleurde kolletjie. My tweede getal is my 1. Okay, so hy is kleiner as 1. Sien jy, daar is geen is gelyk aan teken daar nie. Met ander woorde, hy is uitgesluit. So wat se tipe kolletjie gaan hy hê? 'n uitgekleurde kolletjie. So met ander woorde, hy is nie ingekleur nie. Dis 'n oop sirkel. En dan, die laaste wat ek moet doen, om te wys dat x tussen hierdie twee getalle is deur 'n reguit lyn te trek en die twee kolletjies mekaar te connect. Dan sê hulle, skryf die gegewe versameling in intervalnotasie. Intervalnotasie is waar ek altyd gaan sê, x is 'n element van either ronde hakies of blokhakies met my twee getalle. Dit is wat intervalnotasie is. So in hierdie geval gaan dit wees, x is 'n element van, wat is my twee getalle? My een getal is minus 2 en die ander ene is 1. Onthou, jy skryf altyd eers jou kleinste getal en dan die groter een. Nou gaan ons weer terug.
sien jy die minus 2 was gelyk aan, met ander woorde hy is ingesluit, so hy het 'n ingekleurde kolletjie, wat beteken hy gaan 'n blok hakkie hê. So as hy ingesluit is, met ander woorde hy het 'n is gelyk aan, dan weet ek hy moet 'n blok hakkie kry. Die een was uitgesluit, hy het 'n oop sirkel, so hy gaan 'n oop ronde hakkie hê. En dis dit. Right, laaste vraag. Bepaal sonder die gebruik van 'n sakrekenaar tussen watter twee opeenvolgende heelgetalle lê wortel minus 17. Alright, so kom ons fokus gou net op 17. Alright, wortel 17 gaan lê tussen wortel 25 en wortel 16. Alright, hoe kry ek dit? Ek gaan wortel 17 vat. En dan gaan ek neerskryf, wat is al die wortels na hom? Wortel 18, 19, 20, 21, ensovoorts. En ek gaan aanhou, tot ek 'n volkome wortel kry. Met ander woorde, as ek op my sakrekenaar intik, gaan daar nie meer desimaal wees nie. En die eerste getal wat ek gaan kry, is as ek kom by wortel 25. Want wat is die waarde van wortel 25? 5. Alright, so ons weet wortel 17 lê tussen 4 en 5. Maar, dit is nie net 'n wortel 17 nie. Dit is minus wortel 17. Met ander woorde, my waardes moet negatief wees. Nou hier kom die triek. Wat is kleiner tussen minus 5 en minus 4? Obviously minus 5. So dit gaan wees minus 5 is kleiner as, onthou my pyltjie, daai deeltjie, wys altyd na die kleiner getal toe. Alright, so minus 5 is kleiner as minus 4. So jy kan dit iewers so skryf, of jy kan ook dit geskryf het met jou kommapunte. So 16, 17, 15, sorry, minus 16, minus 17, minus 25. En dat beteken is minus 4, minus 17 en minus 5. Alright, so jy mag die kommapunt metode gebruik, en dan maak jy volgorde nie saak nie. Dan maak het nie saak of jy eers is minus 5 of minus 4 nie, want jy sê nie vir my wat is kleiner nie. Maar sodra jy ongelykheidstekens gebruik, en jy sê vir my wat is kleiner, dan moet jy seker maak, die kleiner getal is aan die kleiner kant van jou pyltjie, en die groter getal, die minus 4 is aan die groter kant. Alright, en dan kan jy dit jouself gaan kontroleer, soos ek vir minus wortel 17 in my sakrekenaar intik, gaan ek kry minus 4, met baie desimales, wat beteken my eerste heelgetal is minus 4, en dan obviously wat se heelgetal kom na minus 4, het gaan wees minus 5. So hy lê tussen minus 4 en minus 5. Alright, so hoe het jy punte gekry by die eerste vraag? Kom ons merk het gou. So vraag 1.1 is straightforward, dit was A, C, B. By vraag 1.2 gee ons vir jou punt vir die ingesluitse sirkeltjie wat ingekleer was, en dan het ons ook vir jou punt gegee vir die reguit lyn. Alright, as daar 'n punt was, dan sê jy ook 'n punt gekry het vir jou uitgesluit sirkeltjie. Intervalnotasie het ons 'n punt gegee dat jy die minus 2 en die 1 geskryf het, en dat jy die regte volgorde geskryf het, en dan weer eens het ons vir jou punt gegee dat jy geweet het ingesluit, beteken dan moet 'n blokhakkie wees. Dan die laaste vraag het jy punte gekry vir jou stappe, so jy het vir my gesê dit lê tussen minus 16, minus 7, minus 25, en dan lê hy tussen minus 4 en minus 5. En dit is dan my 9 punte vir vraag 1.